Hi, ek's Lisa by die rooi hare en ek kyk boerseke vrou sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 17 episode 11 recap. Ek drink vandag 'n lekker bottel Bon Courage Estate Sauvignon Blanc. Hy was op special by Checkers, okay. Ooh. Wow, okay. So in vandag se episode maak twee boere hulle finale keuses. En dit is net Pieter en Rudy. Die ander drie feature glad nie. Weereens, ek wens ons het al 5 boere gelyk gesien, want nou voel 'n episode 3 ure lank. Net by the way. Anyways, kom ons begin met die episode. En die episode skop af met Riandi wat so 'n bietjie boondoe bash. Maak die boer die gemeenskap of maak die gemeenskap die boer? En ons is in Richmond by Pieter en ons sien Riandi hou al live Uber, okay. So wat ons vandag gaan doen is ons gaan bietjie kos maak vir die kinders en dan die Sy sê Uber Java. en dan bietjie tyd saam met die kinders spandeer. So sy vat die girls so 'n bietjie dorp toe Ja, baie. Ons gaan dorp toe. en hulle dra nou 'n bietjie hand by die gemeenskap. Ons boue is opgestoot, wat doen ons? Dit is lekker om 'n hand by te kan dra tot die gemeenskap. Oulik. So ja, so hulle trek 'n bietjie soos wortels. Hulle nog Yes! reg, hulle nog. En jy het 'n tweeling. Blikke mens wortels of trek jy wortels? Haai julle, hoe is dit die eerste keer dat ek dit doen in my lewe? Nou weet jy wel kry Woolies die borrels, okay. Dit is so cool. O, hierdie is bietjie. En daarna deel hulle ook so 'n bietjie sop en brood uit vir die gemeenskap. Kyk die baba handjies. Cute. Anyways, Riandi is dan terug op die plaas en sy gesels met Pieter. Nou, hoe debrief jy dat jy 'n bietjie gemotorfietsry vandag? Ja, Ek ken jou. En hy sê sy hart klop vinnig. nee, my hart klop vandag. Daar's iets. Ja, ek dink definitief daar kan dalk iets wees so. Daar's iets. Dis fantasties. Maar ja, ons sien ook hoe Mish en die girls nog so 'n bietjie rond op die dorp. En daar gaan ons vir julle leer hoe om 'n broek te maak uit 'n aardappelsak, meelsak en 'n suikersak. Dit was bietjie boring, so kom ons gaan aan. Eventually is hulle terug op die plaas en hulle het nou weer so 'n bietjie alleentyd met Pieter. Is jy bly dat ons weer 'n bietjie alleen kyk? Ja, dis lekker, is bietjie onverwags, maar ek's bly. En Ansel is eerste en dit hou net nie op smile nie. Is jy bly? Het jy jou dag geniet alleen? Ja. Nee, ek Kon was jy 'n bietjie jou lekker. middagslappies invang? Definitief. So blykbaar toe hulle nou alleen in die dorp was, het hulle boekies gemaak en sy gee haar boekie vir hom Het jy my boekie gemaak? Ja, met 'n briefie in. maar daar's 'n briefie in, maar jy mag dit nie nou lees nie. Want ek gaan baie awkward wees. Jy Okay. mag dit eers môre lees, hoor jy? Eers môre. Ja, eers môre. Kry dit nou as ek nuuskierig. Okay, nee, dit is goed. Daarna sit Elis was se beurt Ek het daarom nog steeds iets vir jou teruggebring vandag. en sy gee ook haar boekie vir hom. So ja, ek hoop jy kan dit gebruik. Wat my nou laat dink, die producers het probably gesê hulle moet dit doen en hulle gesels dan oor die dorp se museum. Was nog net by die museum gewees? O, oor die, Ja. Ja, okay. Was nog net by die museum. Riveting. Riveting. Maar dat is toch interessant? Ja, Dus- is baie interessant. Maar dan hoor ons Rihanna was blykbaar op pad terug gashuis toe. Toe sy moes omdraai. Kyk julle, ek was nou halfpad op pad dorp toe en te kry ek 'n oproep Pieter en Elisma het iets om te sê. dat Pieter en Elisma iets op die hart het, iets my wil sê. So hulle het saam besef hulle is net vriende. Ja, nee, Andy, ons het maar, of sy het ook gevoel, dit is maar, daar gaan niks meer as vriende van ons toe of verder kan aangaan nie, so ja, Hektiek, maar ook dit was bietjie obvious. ja, Ek so, is so wederzijds gevoel. Gesamentlike besluit. Ja. Sorry, dit was. sy het maar besluit om maar eers te gaan, ja. So Elisma wil huis toe gaan. So wil jy dan vanaand huis toe gaan? Asseblief. Okay. Maar arme Ansel sit net daar soos, hey. Maar sy's happy. En Zali, hoe voel jy? Gelukkig. Gelukkig. Plus Pieter het ook so 'n stoute smile as hy vir haar kyk. Gou jy meer tyd saam Pieter. Okay. Maar ja, shit. Oi Elisma. Alles sterkte vorentoe. Ja, Julle net die beste. Maar sy's okay. Sy het selfs nie die spark gevoel nie. Ek het gister al besef daar's nog nie vir my daai koneksie wat ek gehoop het om te kry nie. So all's good. Dit is sleg as dit nie uitwerk nie, maar dit is deel van die proses. Dan gesels Rihanna nou met die happy couple. Hoe cute is julle twee nou? Wat het jy op so lag? En ons hoor hy sou nog steeds gekies het. Ek weet Pieter gaan maar nog steeds kies. Oor rarig. Nee, ek sou, ja, ek sou, definitief. Woe! Pieter sê sommer sy was van die begin af die een gewees. Ek sê definitief gekies het van die begin af hoor.
En as julle kan onthou, het hy letterlik al by die 5 minuut afsprake gesê, daar's een wat uitstaan. Plus Ansel sê dan, sy het geweet Pieter is die een toe sy al die brief vir hom geskryf het. Hoe was jy so seker? Waar baseer jy dit? Toe ek my brief ingestuur het. Ja. If you know, you know, you know. Ek dink ek was baie aangetrokke tot haar en ek moet tog al sê, haar glimlag ook. En Rian, die plaas hulle 'n bietjie op die spot en vra, is julle verlief? Ek gaan nou 'n baie groot vraag vra, maar dit voel vir my ek moet dit nou vra. Is jy bietjie verlief, Pieter? Ek wil ook weet, so dalk hierdie Rian nie. Ons kan net daaroor praat. En hulle woorde antwoord nie die vraag nie, Ek sal nou ook praat. maar hulle vibes doen. Dis nie 'n nee nie, dis al wat ek hiervan af vat. Dis nie 'n nee nie. Cute. So ek's happy. Cheers op Pieter en Ansel. Ja, dankie. Okay, ek voel ek moet vir julle sê soet wees. Ons sal, dankie. Jok. Raai dan nou oor na ons volgende boer en die laaste boer. En dit is Rudy in Windsorton. En Rian en die dames is nou weer in die kar en hulle is nou op pad. En die tannies lyk nie happy nie. Sukkel met 'n spesifieke vak vir 'n spesifieke ding, maar dit is baie meer as dit. Hulle Hoekom is daar nog steeds vibes? So Rian vat hulle nou na 'n skooltjie toe waar hulle bietjie gaan uithel. Hallo kinders. Goeiemiddag. Almal. Sê julle middag. Hallo. En ons hoor heeltyd soos Ella sê sy's baie gewoond daaraan om liefdadigheid te doen. Ek is reeds betrokke in my eie gemeenskap. En Lisel not so much. In die verlede was ek maar net soos by kerkfunksies betrokke, maar nooit by so gestruktureerde opset sentrum was ek nog nie. Ja, okay. Anyways, hulle is daar besig met die kids. Is jy in graad 5? So, jou werk is 'n bietjie moeiliker. Baie oulik. Maar dis boerseker vrou Nicola nie so. Moving on. Ja, en dan is daar weer donder in die lug. Dis onheilspellend, voorspelde drama. Ja, dit doen. Maar eers gaan die dames net gou 'n bietjie wild. Nou probeer jy wild en jy probeer te sien waar dit is. Wow. En is moeilik, dis donker. En jy wil nie AK's kry nie. Okay. Honestly, ek voel daar's meer sparks daar as op die plaas. Okay. Maar lol, ek love die grinding glasses. Slay! Dan is Rian nou by Rudy. Het jy daar 'n werk ook gedoen gekry of het jy net gedink en of het jy net gewerk en glad nie gedink nie? En Rudy sê hy het ons sy keuse gemaak. Ek weet wat my keuses is en dit nie verander nie. Is dit positief? Dit is positief met 'n voorwaarde. 'n Voorwaarde. Met 'n voorwaarde. Wat 'n voorwaarde? En dit is Liefde kom nie met voorwaardes nie, Rudy. Maar basically sê hy, net omdat hy nou die girl gaan kies, beteken dit nie hulle gaan 'n boyfriend-girlfriend wees nie. Sou net weet dit is nie, kan ek sê, surety nie. Daar is nog onsekerheid. Anyways, die dames is terug met hulle welding projek. Kyk hier by stoot. Hallo, hy steek nog nie so lekker nie. En Rudy lyk nou nie regtig impressed nie. Dis interessant. Ons het dit vir jou gemaak. Dit is baie nice. Hy het weer gehoor of hulle weer sy stoor toegesluit het. Jou werkswinkel staan daarom nog. Ja. Sy gesluit nou toe dit uit is. Anyways, Rudy het dan ook so 'n bietjie alleentyd met elkeen. En Lisel is eerste, hulle drink 'n drinkie. Hoe voel ek dat dit laaste aand is hierso? Dis nie lekker nie. En Lisel noem dat sy is bang, sy is onseker, Ek het geen waarborg nie. Ek weet nie wat jy en Ella gedeel het nie. maar sy voel definitief 'n aangetrokkenheid. Dat daar is 'n aangetrokkenheid, ek glo dit. En blykbaar voel sy dit al van die begin af. Ons kom daarby. Ella's beurt vir alleentyd en sy sê basically sy was wie sy is, take it or leave it. Wie ek vir jou gewys het, ek is wie ek is. Ons klein vorige gebeur is. As iemand jou nie wil kies vir wie jy is nie, dan kies hulle jou nie. Exactly. En basically albei vrouens wil net hê dit moet nou tot 'n punt kom. Ek hoop is vandag. Dink jy dit gaan jy nie vandag Ek is weet nie? nie of Mense wil graag nou begin weet wat is die pad vorentoe. Want hulle is besig om vir hom te val. Ek dink net ek is gefrustreerd op jou. Ek begin jaloers voel in die sin van as ek met weet die ander dame vat ook in jou hand. Dis maar ek dink Nog het 2 hande. Ek nie geweet die emosies is so hoog. Ai, Rudy. Anyways, dan is dit die volgende dag. So hy het nie daai aan sy keuse gemaak nie. Ja, so breek die laaste dag aan. En Lisel is ook nie happy daaroor nie. om gister nie die stemry te hê nie, was aanvanklik vir my soos emosioneel versteurend. Anyways, hulle braai vir ontbyt. En Rudy sê weer, hy het nie verwag dinge gaan sy hand uitdruk nie. Nie gedink vrouens kan so emosioneel raak nie. Hy het dit ewen vir die huisgenoot gesê nou die dag.
Regtig. Ja nee, rarig. You ain't seen nothing yet. Anyways, die tannies pak hulle tasse. Ek het 'n rustigheid in my. Ek stap met baie dinge hier weg, goeie dinge. Dis tyd om ernstig te raak. Ja, soos wat ek sê, baie dankie. En Rudy moet nou sy keuse maak. Die persoon wat ek kies, Maar voor hy besluit, sê hy eers vir hulle, net omdat ek jou kies beteken dit nie ek vra jou om te trou nie. die persoon wat ek kies moet ook besef, ek is ook nie committed langtermyn nie, want daar's nog baie wat gedoen moet word, baie water wat die see moet loop en goeders. So die persoon wie hy kies is Die persoon wat ek graag wil hê wat moet langer bly, Lizelle, dis jy. Lizelle. Dan kan ons sien. Dankie. Okay. Maar Shaib, Ella loop met haar kop omhoog. Dis dit reg. Moeite dankie. Dis 'n groot besef. Baie pino baie toe. Nee, so net. En Lizelle sê daarom vir Rudy sy's van met sy voorwaardes. Ek hoor wat jy sê, dis reg vir eers. Is dit? Ja, Okay. dis perfek. So ja, daar's ons volgende happy couple. Ek weet nie. Ek is ook bang om te vinnig daarin. Ja, mens dis onrealisties om te sê, ja, ek weet ek het in my briewe gesê ek soek daai, maar daar's genoeg daai, né? So ja, Elmarie is dan op pad. Jy moet mooi bly. Jy ook. Of vat 'n yskoue tequila. Tequila! Ja, nee, ek gaan. Wow. So ja, Ella ry daar weg in die kar saam met Riandi en sy begin te huil, maar dan sê sy huil nie omdat sy nie met Rudy opeindig nie. Sy huil want hy ken nie vir Lizelle nie. Ek is ja, ek kan nie omdat ek huis toe gaan nie. Ek kan op met haar nie ken nie. Ja, die ander hele het geen idee nie. Oh my word. Sy het van die begin af sy video 72 keer gekyk. Sy's obsessief oor hom van die begin af. Oh my word. Dit kom van die Ali girls af. Sy is die common denominator in alles. En om 'n goeie mens te sien 'n verkeerde keuse maak. Dis insane. Ek wens ons het meer geweet wat behind the scenes gebeur het. Maar ja, dis ander mense se skoolgeld. Dis nie myne om te betaal nie. Crazy, crazy, crazy. So, op daai noot, dis dit dan dit vir die episode. En ja, weer eens, ons sien nie vir Willie, Ewert of Rudy en sy manne nie. Mis julle, sien julle volgende week. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n bouseke vrou recap. En gaan kyk die show na die show op YouTube. Asseblief. Okay. Dis dan al van my kant af. Ek sien julle volgende keer. Bye.